Laasweek het ons gekyk na Psalm 3, wat bekend staan as 'n oggendpsalm. Dawid het wakker geword na 'n nag van angs en gevind dat die Here het hom deur die nag beskerm. Psalm 4 wat ons vandag na kyk is nou weer 'n aandpsalm. Dis die gebed waarmee jy jou dag afsluit. Waar Psalm 3 die dag oopmaak met vertroue, sluit Psalm 4 die dag af met vrede. Dit is amper soos hierdie geestelike ritme. Jy begin jou dag in God se teenwoordigheid en jy eindig ook jou dag daar. Nou, ons lewe in 'n baie rustelose wêreld. Ek dink elkeen van ons kan saamstem. Luister net na die nuus of beleef die verkeer, selfs die bekommernisse oor finansies, gesondheid, familie. Al hierdie dinge kan baie maklik saam met ons in die bed inkruip en ons dan wakker hou in die nag. Maar Psalm 4 wys egter vir ons 'n pad van angs na rus, van onrus na vrede. En hierdie Psalm begin met 'n noodroep. Dawid begin met 'n gebed. Hy sê: "Antwoord my as ek roep, o God van my geregtigheid." Nou dis nie 'n mooi of 'n kalm gebed nie, dit is 'n noodroep. Hy vra: "Here, wees weer goed vir my, hoor my asseblief." En dis dikwels hoe geloof lyk. Nie 'n mooi gepolished gebed nie, maar 'n rou roep. Dawid weet net God kan vir hom rus bring. En ek dink dis belangrik dat ons ook leer om ons dag in God se hande te gaan neerlê, deur ons nood aan hom oor te gee. En dan vra Dawid in vers 3 en 4, hoe lank nog, mense, sal my eer tot skande wees? Hoe lank sal julle die nietige of die valsheid lief hê en die leuen soek? Dawid erken dat hierdie wêreld rondom hom vol misleiding is. Hy sien die valsheid raak en hy noem dit vir wat dit is. Ons slaap word ook dikwels versteur deur die valshede van hierdie wêreld. Die skynheiligheid, die leuns, die druk van mense se opinies. Dawid erken dit. Die wêreld is nie regverdig nie, dit is nie altyd mooi nie. Maar hy kies om sy fokus van dit af weg te draai, weg van die leuns af en terug na God se waarheid. En dan vind hy sy stilte en vertroue in God in vers 5 en 6. Hy sê, dink hieroor na in julle hart op julle bed en raak stil. Die nag is die tyd van stilte. Dawid sê, dit is juis daar op jou bed, wat jy jou hart kan ondersoek en stil word voor God. Die stilte is nie leeg nie, maar dit is vol vertroue. Dis wanneer jy jou bekommernisse in God se hande neerlê en jou hart tot rus bring in sy teenwoordigheid. Nie omdat alles altyd om jou reg is nie, maar omdat hy reg is. En dan sê Dawid, hy sluit af met vers 7 tot 9, hy sê, U het vreugde in my hart gegee, meer as tydens die seisoen, wanneer hulle koring en wyn oorvloedig was. In vrede lê ek neer en ek slaap dadelik, want U, Here, net U, laat my veilig woon. Sien, ware vreugde en vrede kom nie uit oorvloed nie, maar uit God se teenwoordigheid. Ware rus kom nie in 'n stil huis of 'n gemaklike bed nie, maar uit die wete dat God oor my waak. Dawid kan gaan slaap, nie omdat sy omstandighede opgelos is nie, maar omdat sy hart tot rus gekom het by die Here. Psalm 4 gee vir ons hierdie padkaart vir die nag. Begin met jou noodroep, erken die valshede van die wêreld, word stil en vertrou die Here en ervaar sy vreugde en sy vrede. So, wees rustig in 'n rustelose wêreld. Dit is die gawe van Psalm 4, om die dag in God se hande af te sluit en met vrede te gaan slaap, want hy bly wakker. Jy kan jou oë toemaak, want hy slaap nooit nie. Tot 'n volgende.